Hy kom in vers 38. En hy sê vir Petrus en die res, en hy sê, waak en bid. Hy kom en hy vra een ding van ons as kerkleiers, ons as liggaam van Christus, want Petrus was die fondament vir die kerk gewees. Hy was die boublokke van die nuwe kerk. Wat is die opdrag wat hy vra? Hy sê, waak en bid. En 'n tweede keer het Jesus teruggegaan en hy vind hulle aan die slaap en hy vra weer, hy maak hulle wakker en hy sê, waak en bid. Wat gebeur? Het hulle dit gedoen? Nee, hulle was moeg en hulle het gaan slaap. En baie keer is dit ek en jy, is dit die liggaam van Christus. Ons wil nie meer waaksaam wees nie. Ons wil nie meer in gebid wees nie. Ons wil nie meer die verantwoordelikheid hê om oor dit wat God ons aangestel het te waak en te bid nie. Ek wil vandag vir jou sê, priester en hoof van die huis. Ja, jy wat volgend hier sit, jy wat ingeskakel is, wat is jou verantwoordelikheid? Om te sit, te slaap, rustig te wees, soos wat die disippels elke keer was? Of gaan jy opstaan en begin jou verantwoordelikheid volstaan? Dit wat God van jou verwag. Wat verwag hy? Ek moet ingebid wees. Ek moet 'n soldaat vir Christus wees. Ek moet die hoof en die priester van my huis wees. Ek moet waaksaam wees oor my vrou en my kinders. Dan vra ons, hoekom is die wêreld deurmekaar? Dan vra ons, wat gaan aan? Wie hoekom? Want ons is nie meer waaksaam nie. Ons ken nie meer die woord nie. Ons kan nie meer opstaan vir wat reg en verkeerd is nie, want ons is bevind aan die slaap.